al weet, het ek 3 schnauzers, okay, nou net 2, my enetjie is ongelukkig vroeër die jaar oorlede, maar in my hart sal ek altyd 3 hê. So ek is 'n groot hondeliefhebber, en vanoggend praat ek met 'n baie goeie vriendin van my, Antoinette van Tonder. Sy is die trotse eienaar van We Love Pets South Africa, en ek sê vir haar, ek hoop my followers is dieremense, want as julle nie is nie, moet julle asseblief my page unfollow, okay? Want Antoinette, ek en jy sê altyd, ons hou meer van diere as van mense. Absoluut. Die ding wat ek van mense hou is hulle honde. Exactly. You must love dogs. Ja. Ja, nee. Hoorie so man, ek dink jy het so oulike besigheid bymekaar gesit, en ek sien altyd jou passie en dit wat weet die verskil wat jy maak en alles. So kan jy net vir ons bietjie verduidelik, waaroor gaan We Love Pets? Wat kan mense verwag as hulle na jou webwerf toe gaan, en hoekom moet hulle na jou webwerf toe gaan? Okay. Ja, ek het 'n groot liefde vir diere, en jy weet, en dit is ook gekoppel eintlik aan my gesondheid en my eie situasie, maar ons wil hê ons diere moet langer lewe. Hulle moet by ons bly vir langer, want ons het so 'n spesiale band met hulle. Jy weet, hulle is nie net 'n dier met 4 voete nie, hulle is familie. Hulle is deel van ons dinamika, en hulle gee vir ons, ek dink die wonderlike ding van diere is die unconditional love. Jy weet, dit is iets wat uniek is, ek glo aan diere, en dit is hoekom ek so, by We Love Pets is ons gefokus op natuurlik, holisties, 'n benadering aan troeteldiersorg. En dit is 'n nuwe konsep vir baie mense. So dit is waaroor ek praat. Ek wil hê mense moet verstaan dat daar is opsies daar buite om meer ingeligte keuses te maak vir jou en vir jou troeteldier. En so We Love Pets is ons het die digitale tydskrif. So dit kom elke tweede maand uit, en ons gesels daaroor hondeopleiding, voeding, kos, pet-friendly plekke. Mense hou daarvan om te gaan kuier en hulle diere saam te vat, so ons vertel vir hulle van plekke wat reeds besoek is. Jy weet, so ons weet, jy gaan 'n lekker tyd hê as jy gaan. En dan op ons sosiale media is baie aktief. Jy weet, ons hou aan met vir mense inligting gee oor hoe kan hulle beter keuses maak. En dan natuurlik doen ons die e-posse ook, en ons stuur vir hulle e-posse om vir hulle te vertel. En dit is 'n bewusmaking. Ja. Jy weet, ons is so gewoond om vir die diere die sak kos te gaan koop, gooi in sy bak, jy probeer die beste sak kos koop, maar eintlik is daar beter opsies. Maar net omdat jy nie weet nie, beteken nie jy's verkeerd nie. So ons judge nie by We Love Pets nie. Jy weet, dit is ook hoekom die tydskrif gratis is. Baie mense sê vir my, maar hoekom is die tydskrif gratis? En dit is sodat enige iemand, wanneer hulle reg is, het hulle toegang tot die inligting, en kan hulle in hulle eie tyd die inligting verwerk en begin toepas in hulle lewensomstandighede. Because daar's nie 'n one size fits all vir, jy weet, vir ons nie. Elke huishouding is uniek, jou finansiële constraints en al die tipe goed, al speel 'n rol in die keuses wat jy maak. Ja. So ons wil vir jou, dit is my goal, my doel, om vir jou die beste opsies te gee binne jou omgewing. Ja. Sonder om jou te laat voel. Jy weet, ek het al mense gekry wat vir my sê, maar ek voer my hond XYZ, maak dit my 'n slegte hondema? Nee, dit glad nie. Maar jy weet, omdat ons in hierdie kultuur is van judgment, jy weet, vol mense soms, en dan is hulle bang om vrae te vra. Ja. So ek wil heeltemal sê, dit is 'n oop platform, kom gesels met ons, jy weet, neem dit waar, as jy nog nie reg is om te gesels nie, kom kyk net. Ja. Dis 'n veilige plek. Nee, ek hou baie van wat jy nou sê, want ek dink op die einde van die dag is die belangrikste ingredient is liefde. Jy weet, as jy vir jou hond kan, of jou dier, wat ook al jou keuse is, want jy praat nie net oor honde of net oor katte nie. Ek het al jou oulike gratis tydskrif baie keer gesien. Jy het nogal 'n breë spektrum. Jy praat oor diere, jy weet, mense wat lief is vir hulle diere, en soos jy sê, 'n dier maak so groot verskil
in mense lewe wat jy het nou genoem, jou eie situasie. En as jy sê jou eie situasie, dan waarna verwys jy? Ek het so 'n paar jaar terug ons nou die borskanker ding gehad en toe ek en my man na die hele drama nou het ons begin dink, maar as geprosesseerde kos so 'n impak het op ons gesondheid, wat is die impak op ons honde se gesondheid? En toe het ek begin navorsing doen en dit is toe waar ek die skuif gemaak het om ons riffies oor te sit na roukos en dit is die beste besluit wat ek nog ooit vir hulle geneem het. Jy weet, hulle is 'n groot ras hond, algemeen sê hulle tussen 9 en 12 jaar oud is die lewensspan. Ja. Jy weet, en ons honde leef, Boedika is nou hierso, sy is amper 12 jaar oud, sy hop hier rond asof sy nog 'n jong hondjie is. Haar pels is mooi, haar kondisie is mooi, en ek is nooit by die veearts nie. Die enigste tyd wanneer ons veearts toe gaan is wanneer die hond in iets vasgehardloop het of 'n besering het of so iets, maar ons gaan nie, ek is nie by die veearts want my honde juk nie, so hulle krap nie die hele tyd nie, hulle het nie ontsteld maag of enige so iets nie, en dis as gevolg van die dieet. Ja. So omdat ek daai ding leef, is ek so passievol daaroor om vir mense te vertel, jy weet, probeer dit net en kyk die verskil wat dit vir jou kan maak. Nee, dit is ek love dit jy nou sê, want dit is wat soos jy sê, weet jy wat, dit gaan oor education. So mens moenie lig geraak wees as mens sê, of soos jy sê, jy weet, ek dink dat sommer mense, jy kry mens 'n ma wat nooit dink sy's goed genoeg nie. Okay? En ons wat net hondemamas is, jy weet, ons voel ook partykeer is ek 'n goeie hondemamma. Ek het 'n baie oulike TikTok gesien van 'n veearts, 'n vet, wat so mooi ding gesê het oor diere, né? En hy's vir al jou hond wat hy gesê het, ja, jou tydperk met jou hond is kort. Jy weet, want omdat hulle net soveel, hulle lewe net so lank. Maar hulle lewe met jou is vir hulle vir altyd. So hulle het jou so lief. Daarom wanneer jy by die huis kom, is dit so belangrik om regtig daai unconditional tyd met hulle, weet, dis wanneer jy commit jy en sê, hoorie, gaan stap met hulle of vryf hulle of vry hulle of jy weet, ek noem dit vry, want jy weet, druk en speel met hulle en alles, nou, want hulle lewe net vir jou. Verstaan jy? Hulle is nie net, jy's nie net 'n bietjie 'n afdeling in hulle lewe nie. Weet, in ons lewe het jy kinders en werk en al hierdie aspekte, maar vir hulle is jy alles. En dit is die mooiste ding wat hierdie ou gesê het, en dit is my so waar. Weet, ons moenie dink hulle het ons nie nodig nie. Hulle verlang na jou as jy die hele dag by die werk was, of as jy dalk weg was, of jy weet, of daai tipe ding. So, dit is amper soos 'n babatjie wat huil, wat nie met jou kan praat nie. Want hy wil weer sê, ek's honger, of ek weet, mamma druk my. 'n Hondjie blaf partykeer, of hulle kommunikeer met jou, dis maar die mooiste as hulle altyd die ou potjies so lig. Jy weet, mense moet nie vir my sê, diere praat nie met jou nie. My honde praat met my. Natuurlik praat hulle met jou. Ons weet net nie altyd hoe om te luister nie. Ek het vanoggend so 'n oulike ding gesien dat een of ander universiteit het 'n navorsingsstudie gedoen wat hulle bewys het met MRI scans dat jou hond is actually, hy soek jou liefde. Sy hierdie areas in sy brein light up wanneer hulle eienaars sien. So ja, jy weet, kos is cool en al daai goede, maar dit is jy, en dit wys net weer vir my, ons het 'n ongelooflike band met ons diere, en jy weet, ek meen, ons doen goed, ons gesels oor therapy dogs, die impak wat honde het op ou mense, siek mense, jy weet, dit is fantasties om te sien hoe daai gesiggies, die mense gesiggies ophelder, wanneer hulle 'n hond kan vat. Ek meen, dis waar. Ek het al gelees oor dat dit kan help vir depressie, want dit kan jou serotonien vlakke lig. Jy weet, as jy net met jou diere speel, jy weet, soos en ek kan nogal, ek dink dit is regtig die reine waarheid, want niks gee my meer joy om sommer op hulle bedjie te gaan lê partykeer of saam met hulle te sit op die grond en net met hulle te speel nie. Dit maak my onmiddellik happier. Ja, en hulle hou ons jonk. Ek meen, met my lot, weet ek, jy sit die hele dag vir die rekenaar en dan dink ek, ag, weet jy wat, ek gaan net gou draai my huis stap en dan kom hulle saam en dan hop ons daar rond. Ek meen, ek is in my 50s en ek speel met hulle soos 'n kind. Jy weet, hulle laat jou toe om dit te kan doen.
It's amazing. Hulle judge nie. Ek love diere want hulle judge nooit nie. Absoluut. Hulle het nie egos nie. Hulle het nie egos nie. Oh, Hulle sit nie in boksies. glad nie. En hulle, jy weet Lelani, ons kan so baie van hulle leer. Hulle leef absoluut in die oomblik. Dis waar. Hulle is nie bekommerd oor môre nie. Gister, ja, daar is diere met trauma as gevolg van dinge wat gebeur het, maar hulle is so forgiving. Ja. Ek het 'n ding gehoor, hulle sê rescue honde loves despite. Hulle het nie meer liefde nie. Hulle het liefde despite alles wat hulle deurgegaan het. Dit maak my so hartseer. Dis unbelievable. Ek sit die trane so vlak. Dit is so mooi wat jy nou sê. Ek en my man spot altyd en sê as ons 'n groot erf gehad het, soos 'n plaas, het ons seker 20 schnauzers gehad, maar die heel groot is, okay, die giants. Yes. Ons wil net schnauzers hê, maar ek dink dit is ook die ding, elke ou het hulle eie preference. Jy weet, ek het ook al gelees, soos veral met akteurs en goeters van jy kies 'n dier wat by jou persoonlikheid aanpas. En party mense lyk soos hulle diere. Jy weet. Jy weet soos ek en Rudy spot altyd en sê Zoe is my kind, van sy chickie, sy vat nie nonsens nie. Weet Daza wat nou ongelukkig afgesterf het, sy is baie soos hy, rustig, kalm en dat is ook vir klein Zoe wat kyk, ons sê altyd sy was in 'n privaat skool. Ons spot nou altyd so oor, maar sy is net die mees liefdevolste hondjie, maar ek dink dit is ook die ding, né, is weet honde is net diere, jy weet, en ja, dit is kies 'n dier wat by jou persoonlikheid pas en ook jou omstandighede. Jy weet, moenie 'n groot hond gaan van 'n crash in 'n klein kompleks bly nie. Kyk, dit kook my bloed, want ek het een keer in 'n estate gebly en die hond wat langs ons, die mense wat langs ons bly, hulle het 'n hond gehad, maar dit letterlik soos 'n leeu gelyk. En daai tuintjie was so klein, ek wou mal word. Jy weet, maar ja, dit is 'n positiewe gesprek. Ons gaan nie nou praat oor die negatief nie. Ja. Maar jy weet, dit wat jy sê, Lelani, is die keuses wat jy maak. Onthou, elke rashond is geteel vir 'n spesifieke doel. So Jack Russell wil gate grawe en jag en rotte en so aan. Jy weet, elke ras, so wanneer jy as 'n verantwoordelike troeteldier eienaar gaan navorsing doen oor die hond wat by jou gaan pas en by jou omstandighede gaan pas. Ek kan vir mense, jy weet, lysies stuur van goed, vra wat hulle moet vra, goed wat hulle moet deurgaan om regtig 'n kritiese analise te doen van jou behoeftes, want onthou, as jy byvoorbeeld 'n couch potato is, maar jy wil nou 'n border collie hê, daai hond gaan jou lewe chaos maak, want jy wil op die bank lê en daai hond wil werk. So, jy weet, kom ons set mekaar op vir sukses en nie vir failure nie, want wat gebeur? Die hond gaan gerehou moet word en dit is 'n groot trauma. Jy weet, vir 'n hond om op te eindig in 'n shelter, hy kom van 'n liefdevolle huis af en nou gaan hy in 'n shelter in. Dit is 'n verskriklike trauma vir daai dier. So kom ons wees van die begin af, doen ons navorsing, gesels met die teelers en ja, of gaan kyk na die rescues, doen jou navorsing oor die rescue, want dit is jou keuse. As 'n volwasse persoon is dit jou keuse, maar maak 'n ingeligte keuse en doen jou huiswerk oor wat is die beste vir jou, sodat die hond ook sal floreer en nie gaan konflik veroorsaak. Ewen met katte, met die verskillende katrasse, hulle het verskillende persoonlikhede. So as jy hou van 'n kat wat baie aandag soek en mel en so aan, kies daai tipe ras. As jy meer hou van 'n kat wat rustiger is, kies daai tipe. Ja. Nee, dit is baie goeie advies. So Antoinette, waar kan mense meer lees van jou en waar kan hulle daai oulike tydskrif ook van jou kry? Okay. Die tydskrif, al die uitgawes is gratis beskikbaar op die webwerf www.welovepets.sa.co.za. Of hulle kan vir my op sosiale media kry en net vir my 'n boodskapie stuur en ek kan vir hulle die skakel aanstuur. Ons is We Love Pets SA op Instagram, op Facebook, TikTok, ons begin 'n bietjie met YouTube ook nou. So ja, dat ons net gesels oor goed en oor die pet-industrie. En ons, jy weet, ek love die plaaslike troeteldier besighede.
Jy weet, vir al die kleiner ouetjies, daar's baie passie, daar's baie liefde, baie van hulle het wonderlike stories. Elke uitgawe doen ons 'n spotlight feature, so ons gesels met 'n klein besigheid in die petindustrie en dit is dit maak jou hart so warm wanneer jy sien hoekom mense die besluite geneem het en wat hulle gemotiveer het. So jy weet, dit is ons fokus op die positiewe goed. Ja, daar is goed wat nie lekker is nie, maar kom ons swaai dit om in 'n positive. Ja. En ons maak die lewe beter. Ja, nee, ek stem definitief saam. Maar ek dink ek en jy moet oor 'n maand of 'n ding dalk weer opvolg hê, want daar's soveel topics waaroor mens eintlik kan praat as dit kom by jou diere. Maar ek het nou geniet om net hierdie afskop gesels te hê, want soos ek sê, daar's so baie goed om oor te praat. Dit is 'n endless topic. So ek het vreeslik uitgesien na die interview, want ek wil nog altyd iemand gegroet het om te sê, woef woef, sien jou weer. Nou